Ek wil julle uitnooi om die Bybel oop te maak by Romeine hoofstuk 3. Romeine hoofstuk 3. Ons gaan daar lees vanaf vers 21 tot 31. Ek gaan vanoggend weer hier staan, want ek gaan nie 'n vorige preek herhaal nie. Ek gaan dit net 'n entjie verder vat. Die Heilige Gees het nou al 'n hele tydjie op my hart gedruk. Dion, praat 'n bietjie oor geloofsekerheid. En ek gaan nou die definisie gee van geloofsekerheid, want ek sien dit is nogal iets wat Christene mee worstel. Daai sekerheid om te weet, ek is kind van God, ek het die ewige lewe. So, Romeine 3, ek gaan ook 'n bietjie rondblaai, so hou maar die Bybel naby, want ek gaan daarna 'n paar belangrike teksverse verwys. As jy 'n pen het, onderstreep en krap, dit is nie sonde nie. Soos ek nou die dag vir Laurens sê, Laurens, wat het ek vir jou gesê? Ek weet nie wat nie, maar jy kan maar in jou Bybel skryf, dit staan in die Bybel. So maak nie saak wat nie, dit staan in die Bybel. So skryf maar in die Bybel, dit staan in die Bybel. Maar ja, kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om as gemeente vanoggend rondom u woord saam te kan wees. Dankie dat ons kies om hierdie tyd aan u te spandeer, vir ons wat hier in die kerkgebou is, vir hulle wat nou voor 'n selfoon sit en kyk, dalk voor 'n TV sit en kyk, dat hulle ook kies om dit te doen. En vir hulle wat by Huis Louis kyk, dankie vir hierdie uitsending daarna hulle toe. En dankie dat ons so saam kan wees rondom u woord, en dat ons as 'n geloofsfamilie vandag weer die Bybel, die woord van God kan oopmaak. En as ons oor geloofsekerheid praat, ons hierin sekerheid kan kry. Lei vir ons deur die Gees, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan eers so inleiding doen, en dan gaan ek die teks lees. Ek het vir Willem van Rensburg ook gevra, Willem, preek oor geloofsekerheid, en hy het die verlede Sondag daaroor die woord gebring, en vir die wat nie hier was nie, ek hoor julle het 'n baie goeie preek gemis. Maar kom ons kyk 'n bietjie oor geloofsekerheid. Hoekom geloofsekerheid? Wat ek sien, is dat hy so baie broers en susters van hierdie gemeente is, wat hulle getuig, hulle is Christene, maar hulle is nie seker of hulle hemel toe gaan as hulle sou sterf nie. Party is dalk nie eers seker of hulle 'n kind van God is nie. En ek het dit gesien in die belydennisklas, dan daar's kinders daar, dan help ek hulle, en dan werk die Here, gebruik hy my, hulle het hier geleef, hulle aanvaar die verlossing van Jesus Christus, hulle leef hier, dan vra ek, as jy vandag sou sterf, sal jy hemel toe gaan? O nee, dominee, ek weet daarom nie. Maar hoorie, jy het mos Jesus aangeneem. Ja, dominee, maar sonde. Dan kom sit 'n paartjie by my, dan sê ek, julle verhouding met Here. Hoe gaan dit? Nee, ons het 'n verhouding met die Here. En hulle kan getuig dat Jesus die Here van hulle lewe is. Hulle kan getuig dat hulle Jesus aangeneem het. Maar dan die oomblik as ek vra, maar as julle nou sou sterf, en julle kom voor die Here te staan, en hy vra, hoekom ek julle in die hemel moet toelaat? Dominee, nee, ek weet nie. En hier is die vraag, of kom ek vra so, almal vanoggend hier, wat bely, jy is 'n Christen, steek net op jou hand. Daar is hy. Fali? Jong? Ek en jy moet praat, Fali. Ok, daar is Fali se hand is op. Ek wil net seker maak, Tannie Mona, ek het jou hand gemis. Tannie het, ok, daar is hy. Wil net seker maak. Nou goed, vir almal
wat bely hulle is Christen. Ek wil vanoggend vir jou 2 vrae vra, waarop net jy gaan antwoord. En hier kom die 2 vrae. Die eerste ene, dink jy God sal jou in sy hemel toelaat as jy vandag sou sterf of as dit vandag die wederkoms is? Dink jy God sal jou in die hemel toelaat? Jy sal die ewige lewe hê. Dink jy? Wat is jou antwoord? En onthou, as jy twyfel, sê dit vir jouself. As jy nie seker is nie, sê dit vir jouself. Dink jy God sal jou in sy hemel toelaat as jy vandag sou sterf? En die tweede vraag, kom ons veronderstel jy sterf nou vandag, en jy kom by die poort van die hemel te staan, en Jesus staan daar, en hy vra vir jou, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat gaan jy om antwoord? As die Here vir jou vandag moet vra, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat gaan jy om antwoord? Want ek is 'n kind van God. Daar sê? Daar is een antwoord. Een ware kind van God, en ek is die Here van Christus, die Vader verlos. Daar sê, ons kom nader. Wat gaan jy om antwoord? Hier kom antwoorde, maar wie sit hier wat nie weet wat gaan jy vir die Here sê nie? Dalk gaan jy vir die Here sê, Here, ek het altyd kerk toe gekom, ek het my Bybel gelees, soveel as wat ek kan, ek het gebid. Weet julle, ek het gehoor, hierso die Here, ek sal vir die Here sê, Here, U was nog altyd net goed vir my, daarom weet ek, sal ek in die hemel toegelaat word. Kan ek op daai ene sê, die Here gaan sê, nee, dis nie genoeg rede nie, sorry. Here, ek het in die kerk gewerk, nee, dis nie genoeg rede nie. Here, ek het 'n goeie lewe gelei, dis ook nie 'n goed genoeg rede nie. Ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie die Bybel oopmaak. En elkeen wat nie weet wat hy gaan antwoord nie, elkeen wat onseker is, ek wil vandag die woord vir jou oopbreek, dat jy hier uitstap met sekerheid. Wat is geloofsekerheid? Geloofsekerheid is om seker te wees van 2 goed. Ek is 'n kind van God en ek het die ewige lewe. So kom ons begin eers by ek is 'n kind van God. Ek is seker ek is 'n kind van God. Dion, hoe kan jy seker wees jy is 'n kind van God? Want Johannes 1 vers 12 sê vir my, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. En ek weet, daar was 'n dag in my lewe, wat ek hier gestaan het, wat ek Jesus Christus aangeneem het. Ek glo in Jesus. Almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het oorgestap en het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. So het jy Jesus al aangeneem, dan gee hy jou die reg, jy is kind van God. Die ander teks, Johannes, ons ken almal Johannes 3 vers 16, maar ek wil Johannes 3 vers 15 tot 18 lees, en dit sluit aan by wat Hannes gesê het, maar dit is baie meer. Dit help nie ek kom net en ek sê, maar ek is 'n kind van God nie. Wat maak jou 'n kind van God? Johannes 3 vers 15, eintlik vers 14. Moses het 'n slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. Dan kom hy en hy sê, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat, spits die ore, sodat wat? Sodat elkeen wat in Jesus glo, die ewige lewe sal hê. Dit is baie meer as ek is 'n kind van God. Ek glo in Jesus. Hy is my verlosser. Iets wat Colleen gesê het. Hy is my Here. Ek glo in Jesus. Ek het die ewige lewe.
vers 16 ken ons almal. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in Jesus glo, die ewige lewe kan hê. Ek glo in Jesus, ek het die ewige lewe. Ek het oorgestap van 'n lewe van sonde na die ewige lewe toe. En dan gaan hy verder. God het nie net sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in die seun glo, word nie veroordeel nie. Daar's baie Christene wat dink dat al het Jesus aangeneem en as hulle sou sterf, gaan God nog iewers 'n boekie uithaal en sê, maar jy het dit en dit en dit en dit en dit gedoen. En dan maak het hulle benoud. Maar hier kom die Bybel en sê, wie in Jesus glo word nie veroordeel nie, omdat hy glo. Jesus het reeds die oordeel op hom gedra. Dan sê hy, en so kom die skeiding. So ek wil net tot daar lees. So ons gaan nie weer voor God staan nie. Toe Jesus gesterf het, ons het dit gedoen met die lydingstyd. Toe Jesus sterf, toe roep hy uit tetelestai. Dit is volbring. Ek het vir die sonde van Dion, van Molly, van Anna, van Laurens, ek het vir elke ene se sonde betaal. As jy dit glo, dan staan jy nie meer onder die oordeel van God nie. So, geloofsekerheid is om seker te wees, jy is 'n kind van God. Die Bybel sê so. Maar weet julle, as jy Romeine 8 vers 16 gaan lees, en dit is maklik om te onthou, 8 maal 2 is 16. Romeine 8 vers 16 sê, die Heilige Gees, die Gees van Jesus in my, die Heilige Gees getuig aan my gees hier, dat ek 'n kind van God is. So Dion, hoe weet jy, jy's 'n kind van God? Die Bybel sê dit, en die Heilige Gees bevestig dit aan my. So, lidmaat, Christen, die Bybel sê vir jou, as jy Jesus aangeneem het, dan kan jy sê, ek is kind van God, want jy glo in Jesus. En die Heilige Gees, laat die Heilige Gees dit aan jou bevestig. 2 goed, jy seker jy's 'n kind van God, en nommer 2, jy het die ewige lewe. 1 Johannes 5 vers 13. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Hierdie brief, ons kan sê die Bybel, word vir ons geskryf, sodat ons kan weet, nie twyfel nie, weet, vas oortuig wees van, dat ek die ewige lewe het, ek wat in die Seun van God glo. Romeine 6:23, ek gaan hom nou ook lees, maar Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, Jesus Christus, is die ewige lewe in Jesus ons Here. So, ek wil weer vra, geloofsekerheid is om seker te wees van 2 goed. Ek is 'n kind van God, ek het die ewige lewe. Het jy vandag geloofsekerheid? Maar laat ek net so eentjie verder gaan, en dan sluit ek af. Kom ons gaan lees nou, wat sê Romeine 3? Laat ek hom net hier oopmaak. Romeine 3 vers 21. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie,
maar deur in Jesus Christus te glo. Nou, ek het oral die woordjie glo of geloof met 'n rooi pen omkring. Alles wat hier gesê word, is myne omdat ek in Jesus glo. Is joune omdat jy in Jesus glo. Kan joune wees as jy in Jesus glo. So, hy sê maar deur in Jesus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as 'n offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sonde wat hy voorheen in die verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus Christus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee. Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee. Deur die wet van die geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidene nie? Ja, ook van die heidene, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Het ons dan, kom ons stop net daar. Nou vriende, Romeine 3 vers 21 tot 26 is die hart van die Bybel. Dis die kern van die evangelie. Martin Luther sê daaroor, dis die sentrale punt van die Bybel. Romeine 3 vers 21 tot 23. Tot 26. Waaroor gaan dit? Ons almal het onder die oordeel van God gestaan. Ons was in sonde vasgevang. Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar's nie een wat na die wil van God vra nie, nie een nie. Maar, sonder dat ons dit verdien, het God Jesus Christus gestuur, sodat ons wat in hom glo, deur God regverdig wit verklaar word. Skoon gewas van sonde. Ons het dit nie verdien nie. Jesus Christus het alles vir ons gedoen. Al wat ons kan doen, ons kan net glo. Ons kan dit in geloof vat en dit ons eie maak. En dit is die hart van die evangelie. As julle vir my vra, wat is vir my die belangrikste teks in die Bybel? Dan is dit Romeine 3 vers 21 tot 26. Dit is 2 Korintiërs 5 vers 21 wat dieselfde sê. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Wat beteken dit? Letterlik die ou vertaling sê, God het Jesus sonde gemaak in ons plek. Nou het ek die Bybel bietjie gevat en 'n sondelysie gaan saamstel. Haat, bitterheid, uitspattigheid. Kom ons sê, dit is my sondes. En ek skinder, en ek is onvergewensgesind. Dan het God daai sonde gevat, en hy het Jesus sonde gemaak. Nou het Jesus
haat geword, letterlik. Dis wat daar staan. Hy het ons sonde gemaak. Hy wat nie gierig was en onsedelik gelewe en kwaad geword het en woede uitbarstings gehad het nie. Hy het dit op hom gevat. Hy het nie die naam van die Here uitlik gebruik nie, maar dit is op hom. Want ek het die naam van die Here uitlik gebruik en daai sonde is nou op Jesus. Hy het nie God beroof nie. Hy het alles gedoen wat God wou gehad het, hy moes doen. Hy het nie teruggehou nie sy tyd nie, nie sy lewe nie. Hy het alles gegee. Maar ek beroof God van 'n klomp goed, maar Jesus betaal daarvoor. Biddeloos, ek lees nie die Bybel nie. Jesus het daarvoor aan die kruis gesterf. Ek steel, ek vloek, ek word dronk. Jesus het daarvoor gesterf. Hy is sonde in my en jou plek gemaak. My sonde aan die kruis, sodat ek vry kan lewe. Het julle al gelees wat staan in Kolossense 2 vers 14? God het die skuldbewys met die eise wat teen my en jou ingebring kon word, aan die kruis vasgespijker. Deur dit te doen, het hy dit vergoed weggeneem. Kan jy die implikasie hiervan sien? Kyk hier, dis aan die kruis vasgespijker. Ekskuus, ek het vir Roubie gesê, hy moet hom nie vasmaak nie. Was hy? Dion is biddeloos. Nou lees hy sy Bybel nie. Sit maar jou naam in haat, bitterheid, woede, rusies. God het gekom in ons sonde aan die kruis vasgespijker. Nou kan ek en jy hier leef. Daai goed is aan die kruis vasgespijker. En hoekom doen ek dit? Hier is wat ek sien. So baie Christene loop rond met hierdie goed nog hier aan hulle self vas. O, Jesus het nie vir my gierigheid en my onsedelikheid en my woede betaal nie. O, Jesus, ek beroof God. Hy sal my nie daarvoor kan vergewe nie. Dan loop ons met die goed. Dan dink ek, as ek sou sterf, sal ek nie hemel toe gaan nie. Want kyk hoe vuil is ek. Nee, God het die skuldbewys wat teen my en jou ingebring kon word, aan die kruis vasgespijker. Oeps. Julle kry die punt. Ek sal net hierdie enetjie nog doen. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken, Jesus het alles vir my gedoen, wat ek nie vir myself kon doen nie. Hy het al my sondes op hom geneem, sodat ek hier, heilig, rein, voor God kan leef. En dit is baie meer as om net te sê ek is 'n kind van God. Wat sê Romeine 3? Ons moet in Jesus glo. En ek het weer vanoggend die stoel hier. As hierdie Jesus is, dan glo ek nie so in Jesus nie. 'n deel van my lewe vertrou ek hom, 'n ander deel van my lewe vertrou ek myself. Nee,
Geloof beteken, ek plaas my volle vertroue op Jesus vir my verlossing. Dit gaan nie meer oor hoe oulik ek is, wat ek vir die kerk gedoen het of nie gedoen het nie. Dit gaan nie oor, ek het die wet onderhou nie. Ek plaas my volle vertroue op Jesus vir my verlossing. En die dag as ek voor die Here te staan sou kom en hy sou vir my vra, Dion, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Dan kan ek vir hom sê, ek het my volle vertroue op Jesus geplaas vir my verlossing. Hy het vir al my sondes gesterf. Hy het my skoon gewas, dat ek rein en heilig in U oë kan wees. Jesus Christus is die enigste rede. Daar is nie 'n ander rede nie. Kan ek nog ek wil net hierdie enetjie, kyk gou 'n bietjie na daai woordjie, in vers 25-26, hom het God gegee as 'n offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Daai woordjie in Grieks vir versoening, is, laat ek hom net gou weer hier kyk, hilasterian. Nou, hilasterian beteken nie versoening nie. Hilasterian kan direk vertaal word met strafdraande plaasvervanger. Ek en jy moes vir al hierdie sonde self betaal. Maar Jesus Christus was die strafdraande, die histalerian, die strafdraande plaasvervanger. In die plek van Dion, in die plek van Laurens, het Jesus betaal, sodat ons in vryheid kan lewe, sodat ons met God versoen kan wees. Jesaja 1 vers 18, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word so sneeu. En hierdie paar dae wat ek en Gerda bietjie sneeu beleef het, maar eendag toe alles so oortrek was van sneeu en die son skyn, jy kan amper nie kyk nie, dis spierwit. Al was jy vuil van sonde, deur Jesus Christus was hy jou dat jy spierwit, witter as sneeu sal wees, witter as wol, soos hy sê. Ek wil vanoggend vir jou nou een vraagie vra. Glo jy in Jesus Christus? Het jy jou volle vertroue op Jesus geplaas vir jou verlossing? Het jy dit al gedoen? Kan ek net sien met 'n hand opsteek? Het jy dit al gedoen? As hy vir jou op grond van die woord van God, jy mag maar seker wees. Jy mag seker wees dat jy 'n kind van God is. Jy mag seker wees dat as jy vandag sou sterf, jy die ewige lewe het. En as jy voor God te staan kom in die hemel, en hy sou vir jou vra, hoekom moet ek jou my hemel toelaat? Dan kan jy gaan en sê, ek glo in Jesus Christus. Jesus is my verlosser. Jesus is my Here. Jesus en net Jesus alleen. Ek plaas my volle vertroue op Jesus vir my verlossing. Dis al antwoord wat God wil hoor. Ek gee vir jou tyd vir stil gebed. Sê vir die Here dankie dat
dit aan die kruis vasgespijker is, dis nie meer hier nie. Wat ook al jy vir die Here net wil loof en prys, dat jy kind van God is en ewige lewe het, doen dit. Geef jou tyd vir stil gebed. Here, is in oomblikke soos hierdie wat ons met blydskap wil uitjubel, ons wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar ons verlossingslied. Ons loof en prys U derendheid, want ons is gered deur Jesus Christus. Dankie dat Jesus alles vir ons gedoen het, dit wat ons nie self vir onsself kon doen nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vandag vanuit die woord kan weet, ons wat in Jesus glo, ons is kinders van God en ons het die ewige lewe. Dankie vir dat ons vandag nie net geloofsekerheid kan hê nie, maar ook Jesus Christus sekerheid, dat ek kan weet ek glo in Jesus, hy is my God, hy is my verlosser, hy is my Here. En seën vir ons Here om nou hierdie geloofsekerheid met blydskap te gaan leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen.